Shalom mooitjies, baie welkom by Storytyd saam met my, Juffrou Jolie. Vandag reis ons verder deur die Bybel, maar julle is mos baie slim mooitjies. Ons moet net eers wat doen? Ja, ons moet stop en bid. Maak toe julle oogies. Papa God, Jesus en Heilige Gees, U is welkom in ons teenwoordigheid. Baie dankie vir U woord. Dankie dat ons meer kan leer. Seën elke maatjie en hulle gesinne. Hou hulle veilig en dat hulle sal weet dat hulle baie spesiaal is, nie net vir U nie, maar ook vir my. In Jesus naam. Amen. Kom ons leer meer oor hoe Jesus sy disippels gekies het. Jesus het vir baie mense van God vertel, vandat hy 'n jong seun was. Hy het geweet hy het baie werk, want daar was baie mense wat hy van God moes vertel het. So toe besluit hy om vir hom 'n paar helpers te kry. Toe Jesus eendag langs die see loop, sien hy op die see 'n paar vissermanne. Jesus roep na hulle en sê, "Kom volg my, ek sal julle vissers van mense maak." Hulle het dadelik hulle bote na die land toe getrek en net daar met Jesus begin gesels en besluit om hom te volg. Hulle name was Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. Later het Jesus by 'n tollenaar met die naam Matteus gekom. 'n Tollenaar was iemand wat belastinggeld ingesamel het by die mense en dit dan so na die koning geneem het. Matteus het sy werk gelos en ook besluit om vir Jesus te volg. Jesus het nog mense gekies. Hulle name was Filippus, Bartolomeus, Thomas en daar was nog iemand met die naam Jakobus. Maar julle is dan nie raai wat nie. Toe het Jesus nog gekies. Taddeus, Simon, Judas het ook besluit om vir Jesus te volg. Jesus het nou 12 volgelinge gehad. Hy het hulle sy disippels genoem. Jesus het hulle van God se liefde geleer en hulle weer verander van God se liefde. Vandag se les is meer 'n vraag. Wil jy ook 'n visser van mense wees? Ja, dit klink sommer snaaks, maar ons kan vir ander mense van God se liefde vertel en hoe spesiaal hulle is en dat Jesus vir hulle ook aan die kruis gesterf het, dat hulle ook hulle harte vir Jesus gee. En dan kan hulle ook weer vissers van mense word. Soos almal seker weet, is Juffrou Jolie nie net 'n spelterapeut en 'n beraader nie, maar ons doen ook poppekaste. So asseblief, as daar enige maatjie is wat hulp nodig het, Juffrou Jolie help graag. Of as jy graag 'n poppekas wil hê, kontak ons gerus. Baie Jesus liefde maatjies, tot volgende week waar ons verder deur die Bybel reis.